Goeiedag, hiermee 'n woord van bemoediging. Ek wil eers met jou hierdie kort storie deel van Martie. Martie was altyd aan die beweeg. Haar lewe was 'n warboel van e-posse, WhatsApps, vergaderings, kinders se sportbyeenkomste en die stil pyn van 'n huwelik wat al hoe kouer geword het. Sy het Abba Vader liefgehad, maar die stilte van haar eie siel het sy lankal nie meer geken nie. Sy het probeer bid, maar haar woorde het tussen bekommernisse verdwyn. Toe kom daar die oggend, toe alles net te veel word. Sy klim toe in haar kar en ry die stad uit ver, so ver, dat daar nie eers meer selfoon opvangs was nie. En stop langs 'n stil bergstroom. Sy het haar kar uitgeklim, sy het op 'n klip gaan sit, en met haar kop in haar hande. Geen musiek, geen WhatsApps, geen stemme nie. Net water en wind deur die bome. En toe met eens, soos 'n sagte, fluisterende stem hoor sy in haar hart, laat staan en weet dat ek God is. Sy het nie 'n antwoord gekry op elke vraag nie, maar daar in daardie oomblik van oorgawe het sy geweet, sy hoef nie verder te veg nie. Sy hoef nie alles te beheer nie. Abba Vader is ek is. Hy is haar rots, hy is haar skild, hy is bo en groter as haar situasie of vrees. Hy is bo haar onsekerheid, hy is bo haar twyfel. Martie het bietjie later opgestaan en teruggekeer huis toe. Die wêreld het nie verander nie, maar sy het. Hoor gou-gou, Abba Vader het my vandag gevra om vir jou hierdie te kom sê. Woorde uit sy woord uit, Psalm 46 vers 10 of vers 11, laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Nou, net in konteks, Psalm 46 verklaar dat Abba Vader ons toevlug en sterkte is. Hy is altyd teenwoordig in tye van nood. Selfs al wankel die aarde en die nasies, maak hierdie groot geraas, en daar's oorloë, daar's storms, bly Abba Vader in beheer. Hy is met sy kinders. Hy is 'n veilige vesting te midde van storms. Hierdie Psalm roep mense op, roep kinders van hom op, om stil te word en te erken, Jotywawei is God. Ja, Abba Vader is oorwinnaar oor die volke, en sy teenwoordigheid bring vrede en sekuriteit. En die sleutelvers is waar Abba Vader sê, laat staan en weet dat ek God is. Nou daar's 'n dieper prentjie in Hebreëus wat geskets word, wat Abba Vader vandag vir jou het. Want sien, die woordjie laat staan in Hebreëus is die woordjie Rafa, wat beteken om stil te wees, om te laat val, om te ontsnap, om te onttrek en om te laat gaan. Weet in Hebreëus is die woordjie Yada. Nou Yada is 'n intieme verhouding met Abba Vader. En Yada het verskillende betekenisse. En die eerste betekenis om te sien. Met ander woorde, dis iets waarvan jy bewus word. Ek kyk en dan sien jy kyk en dan sien jy en jy word bewus van iets. Dan die tweede betekenis van Yada is om te leer. Om wat te leer? Dit bring ons by die derde betekenis van Yada, en dit is om die waarheid te leer en te ken. En is die waarheid wat jy ken wat jou vry maak, nie? Jy sien, so jy sien iets, jy begin dit te leer en jy begin te loop in daardie waarheid. Die vierde betekenis van Yada is om te bevestig of om in ooreenstemming daarmee te kom. Dit wat ek leer, die waarheid wat ek sien, ek begin dit te leer en ek begin om in ooreenstemming met die waarheid te kom. Dan die vyfde betekenis van Yada is om leiding te aanvaar. Met ander woorde, ek aanvaar dan hierdie leiding, en dis waarvan Jesaja 30 vers 21 praat wat sê, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. Met ander woorde, soos wat die waarheid deel word van jou, is jy besig om leiding te aanvaar. En die sesde betekenis van Yada is om gewillig te wees, om te gehoorsaam en daarop te reageer in geloof. So dit bly nie net daar nie, nee, jy begin die waarheid te gehoorsaam en jy gaan oor in aksie, jy reageer in geloof op die waarheid. Dan die Hebreë prentjie van Yada is soos 'n klein seentjie
wat sy arms so opstrek na sy pappa toe en sê, pappa, op, ek wil op in die arms, ek wil teen die bors wees, ek wil so naby aan die wees, ek wil op hier, pappa, ek wil hou my, tel my op, ek wil in die teenwoordigheid, ek wil so naby aan die wees. En dis alles in een woord, ken of yada. En dis alles in hierdie teksvers, Psalm 46 vers 11, waar Vader sê, laat staan en weet dat ek God is. God is hier vertaal uit die oorspronklike woord van Elohim af. Elohim is die naam van Yod-Heh-Waw-Heh as die skepper en die regter van die heelal, wat naby en sterk is. So hoor wat Abba Vader vandag vir jou deur hierdie vers sê, my kind, wees stil. Laat val al jou bekommernisse, al jou twyfel, ontspan. En laat gaan dit wat jou so onseker maak. Laat gaan jou vrees en jou twyfel. Abba Vader sê, kyk my kind, kyk wat gaan ek nou in jou lewe doen, moet dit nie mis nie. My kind, leer uit wat ek gaan doen en begin dan daarvolgens te lewe. My kind, jy's nie alleen nie, ontvang my leiding, ek sal jou wys wat om te doen, ek sal jou die weg wys en vir jou sê, gaan regs of gaan links, met elke tree wat jy gee. En hierdie sal alles gebeur as jy besluit om my te vertrou en te gehoorsaam en jy besluit het om daarop te reageer in geloof. As jy besluit om vir my te sê, op hier Abba, ek wil in u arms wees. Abba Vader sê, ek is jou rots, jou Vader, wat naby jou is, wat jou nooit alleen los nie. Ek is jou skepper, ek is jou pottebakker. Ek weet van die uitdagings waarvoor jy staan. Hou op rondhardloop en met almal jou probleme deel. Stop, kom na my toe. Kom na my toe met jou bekommernisse. Kom hier op, kom op na my toe, want by my sal jy rus vind, as jy net sal sien, soos wat jy in die arms van my is. Kind van God, onthou jou geveg is nie in die vleeslike nie. Nie jou geveg is geestelik. Daarom as jy besluit om stil te wees en te weet dat Abba Vader jou skepper is, wat naby jou is, wat jou oproep in sy arms in. Hy wat in jou woon, sterker as hy wat daar in die wêreld is. As jy hom vertrou en gehoorsaam, as jy kyk wat hy nou gaan doen in jou lewe, sal jy sy rus en vrede ontvang. Daarom weet en onthou, die geveg behoort aan Abba Vader. En aangesien jy hom daar intiem ken en intiem by hom tyd spandeer, en jou rus by hom vind, en jy sy kind is wat hom vertrou en gehoorsaam, sal jy sy hand van oorwinning en seën op elke terrein van jou lewe sien. Ons almagtige Vader, Papa God, ek bid dat dit 'n hartsbegeerte van elke een van ons vandag die kinders is om u te hoor wat vir ons sê, kom na my arms toe, laat staan en weet, ek is God. Dankie vir u goedheid, dankie vir u liefde, u is 'n awesome God. Ek bid u seën oor elkeen. Bid dit in Yeshua Messiah se naam, die seun van Yod-Heh-Waw-Heh. Amen. Shalom.